Goeiedag en welkom by 'n nuwe week. Ons skop af met die letter T in ons reeks oor 'n ABC van geloof en ons woord is toewyding. Paulus gebruik in Romeine 12 vers 1 'n treffende beeld om toewyding te illustreer. Hy praat van 'n lewende offer. Die bedoeling van 'n offer is dat daar eenvoudig niks daarvan op die altaar sal oorbly nie. Alles word geoffer. In die Ou Testament was 'n offer dood en eenmalig. Maar 'n lewende offer beteken dat jy elke dag jou lewe aan God gee deur hoe jy leef, praat en werk. Dis nie 'n gevoel nie, maar 'n wilsbesluit. Galasiërs 2 vers 20 sê: Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Toewyding is dus om jou tyd en jou planne, jou alles aan hom oor te gee. In Jesaja 24 vers 15 lees ons: Kies dan vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis 'n radikale grenslyn wat alle ander opsies uitsluit. Toewyding is dus om te sê: Here, my lewe behoort aan U. Daarom bid Paulus in Psalm 86 vers 11: Gee my 'n onverdeelde hart, sodat ek U naam kan vrees. Die teenoorgestelde van toewyding is 'n verdeelde hart, een wat God wil dien, maar ook die wêreld se goedkeuring soek. Jesus herinner ons in Matteus 6 vers 33: Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Toewyding plaas God eerste. Gaan kyk in Kolossense 3 vers 23. Daar staan: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Selfs gewone mense se werk van aanbidding word aan hom toegewy. En 2 Korintiërs 5 vers 15 herinner ons: Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom. Toewyding beperk jou nie, dit bevry jou. Jy hoef nie elke dag te wonder wie jy gaan dien nie, want daardie besluit is klaar geneem. Wanneer jou lewe aan God toegewy is, kry selfs die gewone lewenstake betekenis, want jy doen dit asof vir God. Kom ons bid saam. Vader, hier is my lewe en my tyd en my talente. Ek wy dit vandag opnuut aan U toe. Gee my 'n onverdeelde hart, sodat ek in alles wat ek doen, U teenwoordigheid sal eer. Amen.